hersiening oor laasweek. So ons die enigste godsdiens, eintlik nie 'n godsdiens nie, ons is gelowiges in Christus en ons word gedra deur ons God. Geen ander godsdiens kan dit sê nie. Die week daarvoor het ons bietjie met die kinders gesels en ons het gepraat daarvan dat Jesus sê, laat die kindertjie na my toe kom, wat natuurlik nie net verwysing op die kinders het nie, maar almal wat swak is. Elkeen van u wat hier sit, het nodig om na Jesus toe te gaan, in ons swakheid en in ons tekortkominge. En vandag, oor die afgelope dekade of wat ek in bediening is, het baie mense my kom gesels. Moet ons trou of moet ons nie trou nie? Dan sê die jong mense vir mekaar, wat besiel hierdie paartjie nou om te loop trou? Dit is mos nou oudtyds. En op grond daarvan het ek hierdie boodskap voorberei onder leiding van die Heilige Gees. En as jy nou vandag getroud is, dan is die boodskap vir jou. En as jy nog nie getroud is nie, dan is die boodskap ook vir jou. En as jy dalk nou 'n weduwnaar of 'n weduwee is, dan is jy ook nodig om na hierdie boodskap te luister. En as jy vandag 'n enkele persoon was, wat nog lewe lank persoon enkel was, en 'n persoon is wat alleenig was, en jy's 'n kind van God, dan is hierdie boodskap ook vir jou. Vir elke kind van God, want die huwelik is tog gebaseer op grond van wat God ons leer uit die woord uit. Die hele God se koninkryk word vergelyk met die huwelik. En as jy nie 'n kind van God is nie, dan is die boodskap veral vir jou. Dan is jy nog nie 'n bruid van Christus nie, en dis dalk tyd om te hoor wat die Gees vir jou sê. Kom ons sluit ons oë. Ons wonderlike hemelse Vader, wat 'n voorreg, Here, om deur die woord, Here, en deur die Gees vandag te kan leer wat U sê, Here. Moet ons trou, kan ons maar saam bly? Moet ons word soos die wêreld of moet ons die voorskrifte volg in die Bybel? Ek vra, Here, dat U deur die Gees vandag die oortuigingswerk sal doen, dat U self deur die Gees, Here, die versterkingswerk sal doen, die genesingswerk sal doen, die Vader, waar nodig is, die vermaaning sal doen, en dat ons aanskouers sal wees van die werklike, wonderlike God se genade wat ons het. Dankie, Here, dat U in ons gedink het, Here, toe U in die kruis gesterf het, en dankie dat deur die genade kan ons na U troonkamer kom, en vir U sê, ons is totaal en al afhanklik van U. Daarom kom ons in alle nederigheid vandag, en ek vra, Here, dat U die woord sal oopbreek, soos vars gebakte brood uit die hemel uit, sodat ons dit kan verstaan. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan 'n gedeelte lees vandag, vir die wat die Bybel saamgering het, Matteus 19 vanaf vers 1 tot 12, en jy is welkom om dit te volg, of om op die bord te kyk. Matteus 19 vanaf vers 1. Die opskrif daar is die vraag oor die skeybrief. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, het hy van Galilea vertrek in die gebied van Judea oorkant die Jordaan gekom, en 'n groot menigtes het hom gevolg, en hy het hulle daar gesond gemaak. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit vir 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En hy antwoord en sê vir hulle, het julle nie gelees dat hy wat julle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeybrief te gee en van haar te skei? Hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg
egbreek. En die wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Maar sy disippels sê vir hom, as die saak van 'n man met 'n vrou soos is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Maar hy sê vir hulle, almal vat hierdie woorde nie, maar net die aan wie dit gegee is. Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone, hoor gou na die volgende woorde, deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulle self onbekwaam gemaak het, ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. Ons lees dit so ver uit die wonderlike woord van die Here, die onfeilbare woord. Nou in al die jare wat ons nou besig is om mense te beraad en te bedien, en van dit ons ook mense in die huwelik aantree, het ek reeds gesê dat baie mense met my kom gesels het en party argumenteer. Moet ek nou maar trou of kan ek nou maar saam bly? Nou ek het nou op grond van hierdie week wat verby is, op grond van al die mense wat my kom sien het ek 'n storie bymekaar gevoeg. Dit is nou nie 'n werklike verhaal nie. Ek probeer maar net al die inligting konsolideer sodat ek dit in woorde kan omdra, anders raak dit te veel en ons gaan almal aan die slaap raak. So ek het hierdie verhaal bymekaar gesit. En daar was 'n pragtige jong dame wat saam met haar kerel gewoon het. Aan die begin het dit vir haar so perfek en so reg gelyk. Hy het dan tog self vir haar gesê, trou is mos net 'n stuk papier. Ons hoor dit mos baie. Trou is net 'n stuk papier, man. Ons liefde is mos nou waaroor dit gaan. In elk geval, as ons saam geslaap het, is ons reeds geestelik getroud. Om te trou, het hy gesê, is in elk geval net 'n menslik gemaakte ding. En sy het hom geglo, en sy saam met hom ingetrek, en hulle het saam gebly. En net na 'n kort tydjie, kom ons sê maar so 3 jaar, het dinge so bietjie begine verander. Hy het minder by die huis gekom, hy het later by die huis gekom. En een aand het hy haar so gesit en kyk en vir haar gesê, ek dink ons moet uit mekaar uitgaan. En sy het hom gevra, hoe kan jy net so wegstap na alles wat ons saam gehad het? Net so besluit om my net so te los? En sy antwoord was kort, koud en eenvoudig. Ons was dan nooit getroud nie. Ons was dan nooit getroud nie. Daardie dag het hierdie pragtige jonge dame iets verstaan wat baie mense te laat in die lewe agterkom. Wanneer daar geen verbond is nie, is daar ook geen verbintenis nie. En dit is presies ook een van die redes waarom God self die huwelik ingestel het. In die eerste plek gaan dit natuurlik aan gehoorsaamheid aan dit wat hy vir ons sê en dit wat die woord vir ons sê. Maar nog 'n rede, dis vir ons eie beswil. Dis vir ons eie beswil om te volg wat die Here vir ons sê. Dat ons nie ons eie insigte en ons eie kop volg nie. God se wil vir jou lewe is nie tot nadeel vir jou nie. God se wil vir jou lewe is ook tot voordeel vir jou as mens. God se wil nie mense se vryheid beperk nie. Moenie dat iemand anderster vir jou iets anderster leer nie. God se wil is ook daar om liefde te beskerm. Want Jesus self het goed gesê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Nou, ons gaan nou nie vandag praat oor skei nie. Ons praat oor, moet ons trou of kan ons maar saam bly? Nou hierdie versie wat Jesus gesê het, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hierdie versie wys vir ons 3
groot hoofgedagtes uit. En ons gaan vandag net gesels oor hierdie 3 groot gedagtes. En as jy met my verskil, asseblief, kom sê vir my en kom praat met my. As ek dit dalk anders te verkeerd interpreteer, asseblief kom praat met my. Wat is hierdie 3 hoofgedagtes wat die woord vir ons leer? In die eerste plek is dat die huwelik self deur God ingestel het. God self het die huwelik ingestel. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor dit. Kom ons gaan net eers deur die 3 punte. Die tweede punt is, die huwelik is 'n heilige verbond. In die derde plek, die huwelik is 'n toonbeeld van Christus en sy kerk. Ooit gehoor van die bruid van Christus? Dit is dalk die diepste en die mees ewigste waarde het van alles, is dat ons deel is van die bruid van Christus. Kom ons kyk na hierdie 3 punte en ons kyk wat sê die woord vir ons vandag. God het self die huwelik ingestel. Wanneer die Fariseërs nou na Jesus toe gekom het in die gedeelte wat ons gelees het en hulle het gevra oor die egskeiding, wat het Jesus vir hulle gesê? Het hy nie gelees, hy sê, het julle nie gelees dat daar van die begin af dit so ingestel is deur God dat daar man en vrou moet wees by mekaar nie, en dat die man sy moeders huis sal verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Jesus self het gesê, die man sal sy pa en sy ma se huis verlaat en hy en sy vrou sal een word. In alle opsigte, natuurlik. So, wanneer mense kom voor huwelikse trou, voor huwelikse berading, bespreek ons hierdie intensief. Dit het nie net te doen met die fisiese nie, maar ook met die geestelike, met alles. Daar word eintlik 'n nuwe familie geskep. Heeltemal op sy eie. En so het Jesus dan in hierdie verwysing in Genesis 2 vers 24 aangehaal, waar daar in die Ou Testament gesê is, dat God self die huwelik ingestel het, deurdat hy gesien het, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. So waar kom die huwelik nou vandaan? Kom ons kyk bietjie. Kom dit dalk van die huidige regering af? Het die huidige regering dalk die huwelik ingestel? En as ons so 'n bietjie daaroor moet praat, dan sal ons sê nee, baie beslis nie. Kom ons vat dit so 'n bietjie verder terug. Het die vorige regering dalk die huwelik ingestel? En ek dink nie ons gaan baie lank hoef te praat, gaan ons sê nee. Dis nie die vorige regering wat dit ingestel het nie. Het die Franse Hugenote dit dalk ingestel? En ons sal tot die gevolgtrekking kom, nee. Het Jan van Riebeeck hulle, toe hulle in die Kaap geland het, die huwelik ingestel? Kom ons doen so 'n bietjie ondersoek? Nee. Dan sal mense so ver terug gaan sê, ja, maar dis 'n Romeinse stelsel, die Romeinse kerk het dit ingestel. En sê ons, okay, kom ons kyk wanneer die Romeinse kerk begin het. Watter datum het hy begin? So gaan ons terug na Genesis 2 toe, wat die Here self gesê het, dit is nie goed dat die man en die vrou alleen moet wees nie. So God het self die huwelik ingestel, nog voor daar nasies was, nog voordat daar menslike wette was, het God die huwelik ingestel. En God het gesê, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Let op hierdie woorde van hierdie versie. Hier's 3 woorde wat uitstaan. Verlaat, aankleef, een vlees word. So kom wil jy trou? Hier is jou antwoorde. Behalwe natuurlik dat dit 'n opdrag is van God. Jy sal jou ouerhuis verlaat. Jy sal jou vrou aankleef en julle sal een vlees word. Dit is 'n goddelike orde wat jouself deur God ingestel is. Nou wil ek jy nog 'n opgemaakte verhaal vertel. Asseblief, dit het nou nie regtig gebeur nie. Dis maar net vir my om die boodskap oor te dra.
Wanneer iemand nou 'n ingewikkelde masjien koop, nou hier is baie tegniese manne hier tussen ons wat vir jou vertel dat 'n ingewikkelde masjien ingewikkeld is. Dis hoekom hy ingewikkeld genoem word. So dan kom hy saam met so 'n boekie. Vandag se terme seker saam met 'n app of 'n program, maar die basiese beginsel is hy kom saam met 'n handleiding. Hy kom saam met 'n handleiding en jy moet daardie vervaardiger se handleiding lees. Jy moet weet wat sê die maatskappy wat daai masjien gemaak het, hoe dit werk en veral hoe hy geonderhou moet word, want hy's nog gemaak, hy's nou na jou gegee amper in 'n perfekte kondisie, maar jy het sekere verpligtinge, jy moet hom diens, jy moet hom nagaan, jy moet doen wat jy moet doen, jy moet dalk, kom ons gebruik maar die jong mens taal, so af en toe 'n software update doen. Dis wat ons moet doen. En as jy hierdie handleiding ignoreer, jy sit hom een kant, jy sit hom daar op die kas, jy ignoreer hom totaal en al, jy kyk nie eers na die boekie nie, gaan ek vir jou waarborg, die masjien gaan nie lank hou nie. As jy nie hierdie masjien gaan onderhou volgens die voorskrifte van die handleiding wat saam met die masjien gekom het nie, dan het jy vroeër of later 'n probleem. En gestel die masjien net bring vir jou inkomste, beslis gaan jy binnekort sit sonder inkomste, want jy volg nie die voorskrifte nie. So kom ons gestel nou, almal van ons het vandag die voorreg om bietjie Londen toe te gaan, Londen nou in Engeland, en ons almal wat hier sit, denk beeldig kan op 'n A380 Airbus Londen toe gaan. En ons het die voorreg om vir 'n paar dae bietjie na Londen toe te gaan met hierdie Airbus 380, wat natuurlik ons almal en nog meer kan akkommodeer, want dit is een van die grootste vliegtye wat daar is, wat passasiers betref. Man, en ons almal is net op ons gemak, en dit is te mooi, ons het later 'n vlak bereik, wat ons nou lekker kan ontspan. Die kaptein het natuurlik die liggie afgeskakel, jy kan nou rond beweeg. Mens dalk nog 'n sonsondergang, ons is bo die wolke, wat 'n pragtige gesig. Alles is net mooi en pragtig en dit is so ontspanne. En ons is so rustig en ons dink ons is so bevoorreg om op hierdie masjien nou vandag na Londen toe te gaan. En eers dit tussen ons sit 'n ou plaasseun, hy het nog sommer so sy plaasklere aan. Hy ryk sommer nog so na die diesel. Hy sit hier langs ons en hy sê, ag, hierdie vliegtuig, hy word eintlik nie in stand gehou nie. En hy word eintlik nie gediens volgens die voorskrifte van Airbus nie. En hy verduidelik nogals verder. Maar niemand hoef bekommerd te wees nie, man. Die lugdiens vra my dan so af en toe om te kyk of alles daarom nog redelik reg is. Ek het baie ervaring, ek het my oupa se vaaljappie gewerk. En as dan Marite in die saak is wat hy sê, sal ons heel waarskynlik anderster reageer. En ons sal heel waarskynlik anderster optree, ewe skielik binne 'n paar minute, as hierdie storie nou werklik waar is. Ek is seker dat almal van ons onmiddellik daarop sal aandring dat hierdie vliegtuig by die naaste geskikte lughawe sal land. Want hierdie vliegtuig kan op een of ander oomblik net ingee. Hy is nou al vir 10 jaar nie onderhou nie. En as jy weet hoeveel 'n vliegtuig elke jaar moet deurgaan, elke 1500 ure eintlik geherbou moet word. En hierdie ding vlieg nou al vir 10 jaar en hierdie ou sê nee, ons moet nie bekommerd wees nie. Almal behalwe die een ou sal aandring. Hulle sal hierdie vliegtuig maak land. Geen nie om wie wat sê by die volgende lughawe nie, want hy's nie onderhou nie. Ek dink ons almal sal min of meer saamstem dat dit is wat sal moet gebeur. Dis onwaarskynlik dat jy sal argumenteer. Jy sal eerder jou voet op die grond wil hê.
Maar nou is daar iets baie interessant wat ek wil inbring nou. Hoekom is dit so dat ons wanneer oor ons die geestelike dinge praat, wat baie belangriker is as hierdie vlug Londen toe, ons tog so kan verskil. Ons het dan almal saamgestem dat die vliegtuig moet land. Maar as ons nou oor die geestelike dinge praat, so verskriklik baie opinies het. Opinies buite die eienaar se handleidinge en sieninge buite die handleiding van wat die vervaardiger self geskryf het. Net soos hierdie eienaars handleiding vir die Airbus, so is daar ook 'n eienaars handleiding vir die huwelik. Nie jou eie opinie nie, nie jou sieninge nie. Nie wat ander mense jou leer nie, maar wat die woord sê. God is dan die vervaardiger van die huwelik. En sy woord is vir ons die handleiding wat ons moet volg. En wanneer mense hierdie handleiding begin ignoreer en nie daarna kyk nie en dit eenkant sit, begin die huwelik agteruit gaan. En dan een dag breek dit. Soos hierdie vliegtuig sal breek as hy nie geonderhou word nie. Nie omdat God streng is nie, maar omdat God beter weet. Hy weet beter hoe die huwelik werk as wat ek en jy ooit kan dink. Kom ons by die tweede punt, by die tweede waarheid. Die huwelik is 'n verbond voor God. Nou, die Bybel beskryf die huwelik nie net as 'n romantiese verhouding nie. En ek sê net nie, natuurlik mag daar romanse wees. Gaan lees bietjie Hooglied en jy sal verbaas wees hoeveel romanse mag daar wees. En daar's niks verkeerd met romanse nie. Maar die huwelik gaan baie meer en baie dieper as net die romanse. As jy weer kyk, meneer, sal jy agterkom. Die hare se kleur van jou vrou, wat 30 jaar terug natuurlik was, die kleur van jou vrou se hare moet nou uit 'n botteltjie uitkom. En daai klein plooitjies hier om die oë, wel hulle word nie verniet genoem lagplooie nie. Dit wys net hoeveel keer het sy saam met jou gelag en hoeveel keer het sy nie dalk vir jou gelag nie. Die lagplooitjies. En jy, as jy weer kyk mevrou, sal jy waarskynlik ook sien dat hy beslis nie meer so aantreklik was of is soos wat hy 30 jaar terug was nie. Sy ore het nou iets wat groter geword. Sy hare op sy kop het nou so 'n bietjie minder geword. En daar's nou meer hare dalk ook wat ons gister gehoor het in die neus en die ore as op die kop. Nou is hy nie meer hierdie wonderlike ou wat hy was 30 jaar terug nie. En hom nou nie eens te praat oor daai beroemde six-pack wat hy gehad het nie. En daai six-pack het nou 'n klein transformasie ondergaan. En dit is eerder nou 'n single pack. Dit is die realiteit hoe ouer ons word. En dit wys vir ons juis daaruit dat ons saamgroei in die huwelik en dat die huwelik nie gaan oor volmaakte liggame nie. Nee, dit verander so vinnig. Dit verander as ons weer sien, as jy nie meer dieselfde as wat jy laas jaar of 10 jaar terug of 30 jaar terug gelyk het nie. Selfs wanneer die hare grys word en die plooie meer raak, ware huweliksgeluk sê nog, ek kies jou steeds net soos wat jy is. Soos wat jy nou is. Dit is wat ware huweliksgeluk sê. Mag die Here vir ons help dat ons dalk weer 'n hele tema net rondom dit te kan sê. En dalk is dit presies hoekom liefde met die jare dieper word. Want nou raak dit nie net meer verliefdheid nie.
Dit raak nou 'n verbintenis. Dis 'n verbintenis wat God self ingestel het. En die huwelik is 'n verbond. Ons lees daar in Maleagi 2 vers 14. Die Here is 'n getuie tussen jou en die vrou van die jeug. Sy is die vrou van jou verbond. In Bybelse tye was 'n verbond baie ernstig. Vandag het ons net so 'n idee wat dit beteken. Dit was nie net 'n emosionele besluit soos wat baie van ons maak op die ingewing van die oomblik nie. Dit was 'n lewenslange verbintenis met mekaar. Daarom sê Jesus wat God saamgevoeg het, mag niemand van mekaar verwyder nie. Dit is God wat mense saamvoeg. Dit is God wat die verbond tussen 'n man en 'n vrou bekragtig. Daar is mos 'n groot verskil tussen wanneer jy nou gaan kamp en jy bly in 'n tent of wanneer jy nou 'n huis wil bou. 'n Tent is tydelik. Dit kan enige tyd opgebreek word, opgeslaan word en weggevat word. Maar 'n huis, as jy nou 'n huis wil bou, behalwe natuurlik vir 'n erf wat jy moet koop, jy moet planne indien om goedgekeur te word. Daar moet 'n fondasie gegooi word en daar's 'n verbintenis, daar's kontrakte, daar's registrasie by die aktekantore te doen. Heel wat anderster as net gou met 'n tent te gaan kamp langs die rivier. Nou wil ek vir julle sê, saamwoon is soos 'n tent. En die boodskap is altyd daarin. Ons bly hier, maar net vir nou. As jy nou jou tentjie gaan vat en jy gaan bietjie Kleerwiltuin toe of Bos toe of See toe. Ons bly hier, maar net vir nou. Maar die huwelik is soos 'n huis. Dit sê, hier bou ons lewe saam. En hier's aktes te sprake, hier's 'n fondasie te sprake en hier's planne te sprake. Dis nie so oppervlakkige los ding nie. God het die huwelik ontwerp om baie beslis nie soos 'n tent te wees nie, maar om soos 'n huis te wees. As ons dit nou so kan vergelyk, dis veel meer, dis veel dieper as dit. Ons vergelyk dit nou maar net as in menslike terme. God het dit ontwerp om 'n huis te wees vir solank ons lewe in hierdie lewe. En dan wil ek ook vir julle sê, anders sal ek ongehoorsaam wees in die gees. God het die intimiteit vir die huwelik gegee. In 'n wêreld word die intimiteit vandag gesien as iets wat los staan van die huwelik. Of wat sien ons dalk nou op TV en die voorbeelde wat daar vir die kinders gestel word. Maar wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Bybel in Hebreërs 13 vers 4 sê, laat die huwelike in alle opsig eerbaar wees en die bed onbesmet. Wat kyk ons op televisie? Wat leer ons kinders? Wat se voorbeelde staan ons vir ons kinders? God het die seksualiteit geskep. Hy het dit binne 'n veilige omgewing van die huwelik geplaas. En wanneer intimiteit buite die huwelik plaasvind, noem die Bybel dit hoerery. Nie omdat God vreugde wil wegneem van ons af nie, nee, allermins wil God nie vreugde wegvat nie, maar hy wil ons eerder ook beskerm. Hy weet beter. En as ek hierdie kan vergelyk, kan ons dit vergelyk met die vuur in 'n kaggel of met 'n braaivleisvuur. Nou, ek weet nie van u nie, maar 'n vuur is 'n wonderlike ding. Nie waar nie. Ek dink die meeste van ons sal saamstem. Wat is nou lekkerder om by 'n vuurtjie te sit en te gesels, veral hierdie tyd van die jaar in die herfs, wanneer dit nog nie te koud is nie, daar's nie muskiete nie, man, die lug is so helder. En as dit gesellig en gesels met vriende en familie. En hoe romanties kan dit nie ook wees in die wintermaande as ons by 'n kaggel sit, by 'n vuurtjie en dit bring warmte en dit bring lig in die vertrek nie. Dit is mos lekker. Maar waar moet hierdie vuur wees? Het jy al daaraan gedink? Hierdie vuur behoort in 'n kaggel of in 'n braaier of in 'n bouma
Want as hierdie vuurtjie buite die kaggel sou kom en dan sal ons 'n bietjie van die hout wegskiet en op die mat land en daar's nie aksies wat gebeur moet word nie, kan dit veroorsaak dat jou hele huis afbrand. Is dit nie waar nie? So hierdie vuur binne die kaggel bring vir ons 'n warm vreugde. Dit bring ook letterlike hitte. Dit gee ook lig as dit so koud is buite in die wintermaande. En dis 'n gesellige en 'n ontspannende atmosfeer. As jy die hout so mooi gelei en dit knetter so en dit is so mooi. Maar dieselfde vuur as dit op die vloer val en dit kan nie gekeer word nie. En daar's geen aksie nie. Jy het dalk gery en jy het vergeet van die vuur in die kaggel, dan brand jou huis af. Nou voor huwelikse seks is soos daardie vuurtjie. Binne die huwelik bring dit vreugde, dit bring intimiteit, dit bring eenheid. Maar buite die huwelik verwoes dit beslis lewens. Dit skeer families uitmekaar uit. Dit verwoes, dit slag en dit steel. Die derde waarheid wat ons oor wil praat, die huwelik is 'n beeld van Christus en sy kerk. En hierdie is die hoogste vorm wat ons die huwelik mee kan vergelyk, is die bruid van Christus. Hierdie is die grootste waarheid oor die huwelik. Die huwelik wys na die evangelie van Christus. As ons Efesiërs 5 vers 31 en 32 lees, staan daar: Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. En dit is die hoogste vorm. En dit is juis hoekom die vyand dit so haat. Dis hoekom die vyand jou huwelik so haat. Dis hoekom die vyand alles in sy vermoë sal doen, dat ons sal net moet struikel in die huwelik. En kom hy nie maar elke keer met dieselfde taktiek. En ons mense, en iemand sê vir my, nie mensdom nie, die dom mense, hulle leer nie. Die Bybel leer ons, Christus is die bruidegom. Of jy dit nou wil glo of nie. Dis wat die woord ons sê. Die woord sê ook, die kerk, en as ek praat van kerk, bedoel ek nie net hierdie gemeente of daardie gemeente nie. Ek bedoel die kerk van Christus op aarde, die eklesia, die ware geborenes, is sy bruid. En eendag sal daar 'n groot bruilof wees. Openbaring 19 vers 7 sê, die bruid van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Jy sien, die huwelik is nie net 'n oppervlakkige, vlak tema, wat ons so vinnig ons eie opinies kan gee nie. Dit strek baie, baie ver en baie, baie dieper as die hier en nou. En elke Christelike huwelik is dis 'n prentjie van die evangelie van Christus, wat 'n verantwoordelikheid het. Ons is rentmeesters van God op hierdie aarde. Ons huwelik is ook 'n soort van 'n toonbeeld, en daarom kan ons ook ons lig laat skyn. En dan wil ek moet afsluit, en ek moet dit ook sê, en daar is ook genade vir my en vir jou, wat geval het hierdie. Miskien is daar iemand wat vanmôre hier sit, dalk iemand of 3, wat vandag sit met verskriklike skuldgevoelens. Miskien het jy al die verkeerde besluite gevat in jou lewe, en ons is die draers van goeie nuus. Ons is nie draers van die slegte en van hopelose nuus nie. Ons is draers van die goeie nuus, en ek wil vir jou sê vandag, meneer, mevrou, daar is vir jou genade deur die kruis van Jesus Christus. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van alles te vergewe. God se genade is groter as enigeen van ons se sondes. Die bloed van Christus kan ons rein maak van alle sondes. Ook die seksuele sondes, ook die sondes voor die huwelik, ook egbreek, ook enige iets
wat sonde is, want sy genade is groter. Maar Jesus sê dan, die wêreld sê in die eerste plek, sê die wêreld, doen wat vir jou werk. Vergeef die Engelse terme. If it's good for you, then it works for you. Jesus sê, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Die huwelik is God se ontwerp. Hy is die ontwerper daarvan homself. Dis God se verbond wat hy ingestel het. En dis God se plan vir die liefde. En wanneer ons volgens God se orde leef, bring dit vir ons seën selfs in hierdie lewe. Die ewigheid begin nie die dag as jy dood is nie, die ewigheid begin nou. Hier wat jy nou is, begin die ewigheid al. Op hierdie oomblik begin die ewigheid. Daarom kan jy ook nou al reeds hoor wat die Gees vir jou wil sê en natuurlik ook uitsien na die bruilofsmaal, na wat Jesus kom, wat vir ons gekom het en wat vir ons weer sal kom om ons te neem waar hy is en ons mag opgewonde raak. Mag die Here ons help om hierdie te verstaan. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here dat ons kon leer vandag dat U die huwelik ingestel het. Vader, ek wil vra Here dat U deur die Gees aan ons huwelike sal werk. Vader, daar's dalk mense wat wil trou, Here, dat U self die oortuigingswerk sal doen. Ons vra Here dat U die genesing en herstelwerk sal doen. Maar bovenal Here dat U ons sal gereed maak, Here, vir die bruilof van die Lam in die wonderlike naam van Jesus. Amen.